En dit is reg so, ons ja, daar's wonderlike vroue in hierdie wêreld. En God het die vrou geskaap om die hulp van die man te wees. Hy het gesien, die man gaan nie alleen regkom nie. Toe skaap hy die vrou. Dit is so. Maar God het nooit gesê die vrou moet die vloermat word vir die man nie. Hy het nie dit gesê nie. Het is hulp. En in Christus is ons almal, in Christus is ons een man vrou. So ek wil vir die vroue sê, ons waardeer julle. Regtig, jy weet jy, dit is ons kan baie ligtelik wees. Maar ek wil vandag sê, ek waardeer julle. En ek weet daar's baie manne wat die vrouens waardeer. So geniet die vroue dag vandag en die vakansiedag môre. Amen. Nou, ek het 'n bietjie gedeel met ons praat nou oor die vrug van die kruis. Dis nou deel 2, die vrug van die kruis. En daar het baie mense vir my gesê, maar moet dit nie die vrug van die gees wees, jy sê ek nie, ek bedien nou oor die vrug van die kruis. Want die vrug van die gees, dis God se karakter, maar die vrug van die kruis, ons word almal net gered om hemel toe te gaan. Almal wil hemel toe gaan, en dis die hartseer is. Hulle lewe nie die vrug van die kruis hier op aarde nie. En terwyl ons so sing, dan kom maar altyd so gedagtes by my op, en oor geloof. Vanoggend het so sing, jy weet jy, geloof is dan 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nog nie kan sien nie. So met ander woorde, baie mense sê hulle het geloof, maar hulle het nie geloof nie. Want jy sien, geloof is om te kan sien. Hierdie een lied wat ons sing, I'm standing in the middle of a miracle, weet jy, en ja, jy kan daar staan, maar jy sien, geloof vir altyd 'n aksie. Ek handel en ek wandel asof ek dit alreeds het. Daai R15.000 kalie. Jy sien, dis waar. Jy sien, want vers 6 sê in Hebreë sê so, hy sê, en sonder geloof, wat 'n geloof van vers 1, kan jy God nie behaag nie. En hy wie na God toe gaan, moet glo dat hy God is. Jy sien, en hierdie dinge werk mos maar my gees, jy sien, en dit wil maar, dan kyk ek sê, Here, help ons as mens, ons kan so maklik in godsdienst verval. Religious spirits. Ja. Nou, jy kan myself toets, daar goed is nou by jou ook hoor. Godsdienstige geeste wandel nog saam met jou ook nog. Ek sê, ja, pastoor, by jou ook, ek sê, ja, dis waar. Sien kind van die Here, die godsdienst wat ons hoor en wat ons beoefen, verander nie jou lewe nie. Kom een bietjie nader aan julle kom. Jy sien, die godsdienst wat ons beoefen, verander nie jou lewe nie. Maar jy bely dit, maar jou lewe verander nie.
jou omstandighede verander nie. En deur die jare het ons hierdie godsdienst beoefen. Want jy sien, hy het 'n gedaante van godsaligheid. Maar dat is geen krag nie. En so het die Christene dit aanvaar. Dis hoe dit maar moet wees. En nou lewe hulle daardie lewe, né? Maar ja, net ingeval, jy weet. Nee. En dis seker al, deur die jare, jy kan maar kyk, jy kan jou eie lewe toets, ons kan hierdie gemeente toets, ons kan dit toets, ons aanvaar, dit is nou maar net so. Ons sou nooit ophou op my nie. As hy iets van my wou gehad het, het sy aangetrokken sy gekry het. Sy het nie moed opgegee nie. Maar sy het ook nie geluister vir die buitenstemme nie. Sy het geglo. Haar pa sal gee en doen wat sy hom vra. Maar ons geestelike lewe het 'n gedaante wat is nou op jou. Ons bid vir iemand. Dan bid ons niet. Nou oké, ek het nog vir jou gebid. Maar wat het jy gebid? Jy sien, dit is godsdienstigheid. Wat is religion? Dit is nou op jou. Maar dis nie hoekom die Here Jesus Christus aan die kruishout gesterf het nie. Hy het juist gekom om die koninkryk van God en die evangelie van die koninkryk te kom demonstreer met wonderwerke en tekens. Jy sien, hoeveel van ons koop regtig in by die bediening? Of ons is net 'n naam? Hoeveel selgroep leiers het ingekoop en sê, dis my sel, dis myne, ek koester die sel. Ek koester die mense. En dan praat ek nie van Bloemfonteinse mense, ek praat met Doeneemse mense. Jy sien kind van die Here, maar koning Jesus het in daardie kruishout gehang. Hy is vasgenaal gewees met verskriklike groot spykers. Penne. Maar toe hy in daai kruishout hang, sê Jesaja 52 sê, hy het nie meer die gedaante of die gestalte van 'n mens gehad nie. En hy hang in daardie kruishout en sy liggaam het so die mense nie na hom kon kyk nie. Lees Jesaja 52 en die bloed vloei uit hom uit. Die aarde drink sy bloed in. En hy betaal die prys. En ons hoor hierdie woorde hoor ons hoeveel keer in 'n jaar of oor Paasnaweek hoor ons die kruisiging. En oor Paasnaweek dan is ons 'n bietjie emosioneel, maar na Paasnaweek dan gaan ons weer aan met ons lewe. Daar's nie vrug
van wat Jesus kom doen het nie. Ek het nou dag gesê, hoe voel jy as mense nie waardeer dit wat jy vir hulle doen nie? Hoe voel jy? Hoeveel keer sê jy, maar jy het geen waardering nie. Jy het geen dankbaarheid nie. Huh? Jy aanvaar maar net. Maar jy sien, die Here Jesus Christus, toe uitroep, tetelestai, dit is volbring. Nee. Toe maak hy los. Hy oorwin alles wat van jou gesteel is. Wetend of onwetend. Maar jy sien, ek wil volgende met jou praat oor die herstel van wat veroorsaak is deur die kruis. Nou maak jou Bybels oop by Genesis saam met my. Jy sien, kind van die Here, as daar tyd is waar die kerk moet ontwaak, en dan begin ek meer en meer bekommerd raak en besorgd in my gees is, nee. Jy sien wat die Here Jesus daar in Matteus 7 sê, hy sê, wyd is die weg, en baie is op die pad, maar die weg lei na die verderf toe. Nou, smal is die poort die weg, en as baie min wat dit vind. En hoe meer ek na hierdie woorde luister, dan besef ek, kerk, ontwaak, kry openbaringskennis, laat toe die gees van die waarheid, die woord, wat in jou hand is, dat hy dit lewend maak. Daar die baba, weet die baba al wie sy is? Maar as ek met Gabriel praat, sal hy sê, ja, ek weet wie ek is. Gabriel, eien hom regte altaar toe. Wat nie meer syne is nie. Jy sien, kind van die Here, totdat, luister mooi, totdat jy nie weet wie jy is nie, sal Satan met jou woer speel. Jy sal binne in die kerk sit, nee. 'n gedaante van godsaligheid, maar jy weet nie wie jy is nie. En totdat jy nie verstaan wat die Here Jesus aan die kruis vir jou gedoen het nie, sal jy altyd maar net 'n saamloper wees, of 'n meeloper wees. En jy sal nooit die vrug van die kruis geniet nie. Dat weet ek nie ondag. Maar jy sien, kind van die Here, ek en jy moet kyk wat het gebeur aan die kruis, nommer 1, as jy nie hierdie waarheid verstaan nie, kan ek jou vanoggend brief gee. Jy sal probeer mense beïndruk, maar eintlik maak jy gek van jouself. Hulle kyk deur jou, sê een ding, doen 'n ander ding. Kom ons lees Genesis hoofstuk 1.
vers 26. Selgroepleiers is 'n goeie tyd om notas te maak. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Hoeveel van jou is daar nog in jou? Hoeveel van jou is daar nog in jou? Hoeveel van die ou mens voor wedergeboorte is in jou? Jy kan een ding sê, maar ek in jou brief gee volgens jou mond verraai jou. Nou sê hy, God sê, Vader sê, die Gees sê, kom laat ons mense maak na ons beeld. Ek is lief om na gesigte te kyk. Ek kyk na mense, en man, vrou, ek kyk vir al die match, ek kyk. En ek is regtig lief om, dis hoekom ek ouens, ek kyk hulle in die oë. Nee, ek kyk nie om hulle nie, ek kyk in hulle. Jy sien, kind van die Here, en dis wat belangrik is. Totdat jy nie verstaan wat in die kruishout gebeur het, toe hy uitroep, dit is volbring nie. Nommer 1, toe herstel God, hy versoen die mens met homself. Want toe God Adam uit die klei uithaal, uit die stof van die aarde vorm en daar lê hy, en hy roer en hy blaas in hom in, en hy word 'n lewende siel. Wat het God gesê? Laat ons mense maak na ons beeld. Kan jy sien wat maak die politiek aan julle? Kan jy sien wat maak baie predikers met julle? En jy het my jou WhatsApp gestuur, wat maak ons hierso? Ek dink jy het my so WhatsApp, iemand het my jou WhatsApp, ek dink is jy gewees. Toe sê ek, I'm going to teach you, so that you can be like Jesus. Is dit vir jou gewees? Ja, ek weet. Jy sien, kind van die Here, tot jy nie jou identiteit aanneem nie. As jy na hierdie woorde luister, sal jy agterkom hoekom ek so praat in die politikuste. Want hy wil jou aan iets hou, wat God jou al 2000 jaar terug uitgehaal het. Hulle wil jou hou vir een rede, 'n stem. En hulle lieg soos tandetrekkers. Jy sien, kind van die Here, die kruis, die vrug van die kruis is, na Adam en Eva gesondig het, toe onttrek God hom uit die mens uit. Toe funksioneer die mens in die sielsrealm. Want God kan nie met sonde in dieselfde liggaam wees nie. En dis hoekom Satan van daardie tyd af kom hy met dit wat jy sien, dit wat jy hoor. Het jy al agtergekom, jy hoor partykeer goedjies wat die ou nie gesê het nie, maar jy hoor wat jy wil hoor.
omdat nonsens in jou is. Zwaar. Dink julle, ek kan nie uit ondervinding uitpraat nie. Dink julle, dit nie gebeur met my ook nie. Ek hoor wat mense sê, maar dis nie wat hulle gesê het nie. Jy kind van die Here, nou werk Satan aan die sielsrealm met die mens. Dit wat jy sien, dit wat jy glo, dit wat jy hoor, glo jy. Dit wat jy voel, dit glo jy. Dit wat jy proe, glo jy. Dit wat jy ruik, glo jy. Maar God se ewige liefde sê toe vir Moses bou vir my 'n huis, dat ek onder die volk kan woon. Ek kan nie in hulle woning kom maak nie, want daar sonde, hulle het 'n sondige natuur. Hoekom sê ons baie keer mense is skynheilig? Want hulle wil voorgee dit wat hulle nie is nie. Dan praat ons iets van psigopaat en al daai goeders nie. Jy kind van die Here, ek en jy moet in hierdie dag verstaan, die vrug van die kruis, nommer 1, herstel. En in die tempel van Salomo het God openbaar kom maak, so die mens kon sien, maar God het nie in die mens geblind, hy het hom in die tabernakel en in die tempel het hy hom openbaar gemaak, maar nie in die mens nie. Maar toe Jesus aan die kruis sou sterwe, die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus. En Kali, waar staan dit geskrywe? Help vir Kali. 3% Ja, is altyd reg. Dankie Joseph. Jy sien kind van die Here, en dis jou probleem, en dis die kerk, en dis die mense probleem. Hulle wil identiteit aantrek. Dit help nie hulle nie. Is 'n gedaante. Nie op jou. Maar kom ons lees 'n bietjie verder, dan gaan ons 'n bietjie praat oor hierdie gedagtes. Here help ons. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Nou hoor nou wat sê hy so. En laat hulle heers. Laat hulle regeer, laat hulle mag en gesag het oor die visse van die see, die voëls van die hemel en die vee, en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou, en hy het hulle geskape, vers 28, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en diere van die aarde. Nou kind van God, dis die opdrag wat God die mens gegee het, toe hy die mens skape na sy beeld en na sy gelykenis. Heerskappy, visse, voëls, diere. Okay? Maar toe die Here Jesus Christus aan die kruishout sterwe, toe versoen hy God en mens. God en mens word versoen deur Jesus se kruisdood, deur sy bloed. As ons dan met God versoen is, wie is jy? Wie is jy? Wie is jy? Wie is jy? Wie is ek? Hoe het God die mens geskape?
na sy beeld, na sy gelykenis. Ons weet wat met die sondeval nou gebeur het, maar ons moet nou weet wat gebeur het met die kruis, die vrug van die kruis, hoekom het Jesus gesterwe. En ek wil vir jou sê, ek dink dis hoekom, dit staan vir ons, as jy die skepping wag, met reikhalsende verlange, na die openbaarmaking van die seuns en dogters van God. Kan jy jou indink, Jesus op die troon in die hoogste hemele, die engele, die sera's, hulle kyk af na die aarde toe, en dan kyk hulle na die kerk, na die ouens wat sê, hulle is die kerk, hulle is kerksmense, en dan kyk hulle, hoe tree hulle op. Dan kyk hulle na hulle handel en hulle wandel. En ek dink dan sê Jesus, ek dink, maar dit is gevaarlike ding om te dink wat Jesus of Vader hulle gegee. Jy moet woord hê wat jy sê. Maar die verwagting wat Jesus het, maar ek het dan die prys betaal. Ek het dan die oorwinning, ek het die herstel vir jou behaal. Wat is die probleem? Sien die vrug van die kruis, ek dink Jesus het reg om vrug te verwag van ons. Maar die probleem is, ons is so vasgevang, so gebombardeer en ek weet nie wat alles is nie, met godsdienste, dat ons nie op die plek kom, dat ons verstaan but Christ in me and I am in Christ. Nou lewe ek in die herstel van God se beeld en God se gelykenis. En dis hoekom ons so lot, Here help my, ek moet nie dit sê nie. Maar partykeer patheties is, in ons denke, in ons optrede, in ons handel en in ons wandel. Want jy sien, jy weet nie wie jy is nie. Ek is maar net 'n arme whitey. Nou ek is een van 8 kinders en 'n reisiesperd. Dit is ons familie gees, ma en pa. Nou arm ek kon bly by wie ek was. Het jy al gesien as jy 'n jakkals in 'n hoenderhok gooi? Die hoenders gaan mal, nie hy nie. Die hoenders gaan mal, nee. Wat jy al 'n dronk pa gesien, wat in 'n Morris Minor, 8 kinders jaag. Ek kon daarby gebly het. Wat gaan wegkruip in ander mense se huise vir 'n dronk pa. Ek kan jou vertel baie van my verlede. Maar so kan jy ook baie vertel van jou verlede. En my oorlede pa, hy sal nie omgee dat ek dit versê nie, want hy het tot wedergeboorte gekom. Maar ek wil hê, jy moet verstaan, hoe tree ons op, hoe leef ons, ek kon daarby gebly het. Maar ek het nie daarby gebly nie, want die eerste ding toe ek tot wedergeboorte kom, toe God sê, soek my krag. Toe begin ek soek na God se krag, en ek soek het, waar soek ek het? Ek soek het binne in die kerk, maar ek kry dit nie in die kerk nie. Ek hoor baie dinge, ek hoor dat het nie, nou is jy gedoop in die Heilige Gees, en nou het jy krag, en dan kyk ek na die kerk, hulle bly siek, hulle bly arm, hulle vermoor mekaar, hulle beskinder mekaar, hulle vreet mekaar op. Hulle verteer mekaar, dis die kerk.
Nope, dat kan nie so wees nie. Dit wat Jesus aan die kruis vir my en jou kom doen het, is om ons te kom herstel na die beeld, na die gelykenis van God. En daarom, kind van die Here, is dit so belangrik vir my en jou om God te ken. Want as jy God nie ken nie, gaan jy altyd sukkel. Jy gaan sukkel om jou identiteit te ontdek in Christus. Sien, vrug van die kruis, God het 'n verwagting van my en jou. Dis asof Jesus profeties gepraat, hy het geweet, das nie baie wat dit gaan vat nie. Maar ons is so ver genoeg met die lewe wat ons lewe. Terwyl jy heerskappy moet hê, terwyl jy die omstandighede moet onderwerp, wat die omstandighede onder jou voete moet wees. Lê en spartel jy partykeer soos 'n kokkerot wat doem gekry het. Nee, kind van die Here. Die vrug van die kruis is nommer 1. Jy word herstel aan die beeld en die gelykenis van God. En ek dink dis hoekom Paulus vir die Efesiërs daar in hoofstuk 1 sê, en ek het dit al soveel keer gesê, maar ek sê dit maar weer, wat Paulus sê, hy sê, ek dank God as ek aan julle in my gebede dink, dat die God van die heerlikheid, die Vader van ons Here Jesus Christus aan julle sal gee, sy gees van wysheid en openbaring, dat jy God kan ken. As jy God nie ken nie, gaan jy jou nie self ken nie, jy gaan jou in die vlees ken. En jy gaan glo wat mense sê van jou. Nee. Want jy lewe alleen. Lyk alles mooi. Gedaante, kragteloos, geen krag nie, geen oorwinning nie. Hoeveel keer het ek in hierdie bediening gesê, beginne bedien in die krag van God, Heilige Gees, en jy sal altyd te gehoor hê. Maar jy wil loop in nonsens praat, godsdienstige dinge praat, want as een mens nou pjouwe. Jesus het gekom en sê, yes. Nuwe Testament, Lukas 9 vers 1 en 2, sê die Here Jesus, ek wil jy moet hoor, YouTube kykers luister, Jesus sê in Lukas 9 vers 1 en 2 sê hy sê, kyk ek gee julle mag en gesag oor al die duiwels. Maar in Genesis het hulle nie nodig, mag ek gesag, het hulle nie nodig gehad nie. Want hulle was in die beeld van God gewees. As hy gelykenis gees. Hulle het nie daai mag, maar nou, aan die lewe, in die lewe het ek en jy nou ons het daai autoriteit nodig. Want hy sê, ek gee julle mag en gesag oor al die duiwels, gaan maak die siekes gesond. Gaan maak die siekes gezond. Nou maak jy sieke gezond. Jy haal daardie ding waar die man vrou oorwin is, wat hulle in verdrukking is, jy haal daai ding van hulle af. Jy maak hulle vry. Dan sê die Here Jesus Christus, vers 2 sê, gaan verkondig nou. Dit is te mooi, die evangelie van die koninkryk van God. Luister wat sê apostel Paulus sê, hy sê, al wat ek my voorgeneem het om te weet, is Jesus Christus. Ons kom met soveel dogma's, ons soveel redenering. Hey, jou evangelie wat jy moet verkondig is Jesus Christus. Amen. Nou wie se beeld?
Nou wie se gelykenis jy geskape is. Maar as jy hom nie ken nie, soos 'n gappie, wat jy die water uithaal, die mondjie gaan net so. Hy laap op en daar's niks, gebeur niks. Jy sien kind van die Here. En dis die probleem. Ons verstaan nie die vrug van die kruis nie. Maar ons wil die hemel toe gaan. Baie mense gaan met 'n skok aan die ander kant wakker word. Op grond waarvan sê ek dit? Daar kom 'n dag wat die Here sê, jy vir die Here sal sê, maar ek het dit en dit, as die Here sê, gaan weg, ek ken jou nie. Waar sit hulle, waar doen hulle hierdie goeders binne in die kerk? Daai goeders wat Jesus van praat, dis kerkse mense wat praat daar met hom. Maar sê, maar ken julle nie? Die vrug van die kruis nommer 1. Jou, my, die mens herstel in die beeld en die gelykenis van God. Dis hoekom die Here Jesus sê in Johannes 14. Nou kom, en jy ken mos Johannes 14, waar hy met Philip sê, maar as jy my gesien, jy die Vader gesien. As jy nie glo ek in die Vader in my sien, wat sê hy? Hoe het dit gebeur? Daar word Adam lewende siel. Hoe kom Christus in jou en jy in hom? Is van die Heilige Gees kom en hy oortuig jou van sonde, geregtigheid en oordeel. Not a pastor or a dominee. No, God, Holy Spirit. Godse Gees haal jou die dood uit en hy versoen jou, want dit is die evangelie, deur die bloed met God nou in jou en nou is jy in hom. Hy sê Johannes 14:17 en die Gees van die waarheid, kind van God, ek wil nie, jy moet dit hoor met die Gees. Hierdie tekstvers haal ek baie aan, maar hy maak my bang. Hy maak my bang, Joseph. Hy maak my bang. Hoor wat sê hy? Jy kan maar lees Johannes 14:17. Hy sê in die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle sien hom nie en hulle ken hom nie. Wie? Die Gees van die waarheid. Totdat jy nie waarheid ontvang het, dat jy herstel is in die beeld van God nie, dat God in jou en jy in hom is nie, tot jy nie daai openbaring het nie, en die bewyse, die vrug daarvan manifesteer nie, is ons dan nie ook maar net deel van die wêreld nie? Is ons dan nie maar net deel van die wêreld nie? Maar dan sê hy, die B-gedeelte, maar julle ken hom. En ek maak 'n stelling vanoggend, sonder die Heilige Gees sal jy nooit jou herstel in die beeld, die gelykenis van God kan opneem nie. As jy met julle ken hom, want hy gaan by in julle wees.
Hoe het God die mens geskapen? Na sy beeld, na sy gelykenis, né? En toe vorm hy vir Adam uit die klei uit, stofade, en hy blaas homself in die roa, hy sit hom, dupliseer hom in die mens. En totdat jy nie die gees van die waarheid het nie, sal jy nie jou identiteit in Christus met heerskappy opneem. Jy kan nie. Want dis hoekom die Here Jesus sê, in Johannes 14 vanaf vers 19 kan jy lees. Hy sê, in die dag sal jy dit weet. Ek en Vader, my, ons en julle in ons. Kan jy sien die herstel? Ag kom kyk, lyk ek bietjie meer opgewonde. God help hulle. Hy sê, julle sal dit weet. Maar omdat jy God nie ken nie, kan jy met so 'n gesig sit. Omdat jy God nie ken nie, omdat jy nie openbaring van God het nie, maak dit hierdie woord jou nie opgewonde nie. Kom, kyk. Jy sien, iemand moet dit vir jou sê. I love you enough to tell you. Nou, wat gebeur? As jy in die dag sal jy weet, ek en Vader, my, ons en julle in ons. Herstel, Genesis 1. Maar dan sê Jesus hierdie ding. As jy my woord bewaar, my gebooie bewaar. Luister mooi. Lees dit in Johannes 14. As jy my gebooie bewaar, ek wil nie met hoor, ek gaan jou nou 'n sjokker gee. As jy my gebooie bewaar, sal my Vader jou lief hê. Ek sal jou lief hê en my aan jou openbaar maak. Wat het hy gesê? As jy my gebooie bewaar. Wat het God vir Adam en Eva gesê? Wat se woord het God hulle gesê? Wat se opdrag het God hulle gegee? Heers, moenie van daai boom se vrugte eet nie. Hulle het God se woord nie bewaar nie. En wat gebeur toe? Toe onttrek God hom uit hulle uit. Soveel mense sê hulle is Christene, maar nog nooit wedergeboorte ondergaan nie. Jy sien, kind van die Here, don't play games with the word of God. Jy sien, en dis kom ek, you like me, you don't like me, you love me, you don't love me, but that's all fine, I love you. Amen. Jy sien, kind van die Here, iemand wat jou lief genoeg het vir jou te sê, ontwaak jy wat slaap. Ontwaak! Staan op uit die dood uit, sodat Christus sy heerlikheid oor jou kan skyn. Kind van God, die vrug van Golgotha, die vrug van Jesus se kruisdood, nommer 1, herstel, in sy beeld, in sy gelykenis. Don't try to settle for anything less. As jy hierdie waarheid kan verstaan, sal jy hartseer word. Daar sal 'n bekommernis in jou hart kom. Hoe lyk jou familie? Hoe lyk jou vriende? Hoe lyk die wêreld daar buite? Hoe kragteloos is die
Ek moet nie sê die kerk van die Here Jesus Christus sê, want die kerk van die Here Jesus Christus is nie kragteloos nie. Maar kom ek praat dan nou van die sogenaamde kerk. Die denominasie, organisasie, maak nie saak wie dit is. Dink jy, ek is van jou afhanklik vir R15.000. Ek is nie. I'm not. God is my source. Maar die mens in sy natuurlike wil van die mens afhanklik wees. The only thing you need to love people and serve people. Jy sien, die vrug van die kruis is nommer 1, herstel. Restoration. En ek gaan afsluit. Toe ek daai mooi speelt in daai muur sien, maar hy was nie in die muur gewees nie. Hy was in 'n tweedehandse meubelplek gewees. Daar ook aan die Shoprite wat eers Checkers was. En ek stap verby, en ek kyk hierdie speel. En ek besef, hierdie speel staan op 'n verkeerde plek. Hy hoort nie in daai tweedehandse meubelplek nie. Hy hoort in dunamis bediening. Want daardie speel, moet saam met my bedien. Daai speel is deel van dunamis se bediening. En Lionel, draai nie die kamera so bietjie dat die mense kan sien, dat hulle kan sien hoe lyk ons speel daarso. Die speel wat saam met Gerry Prewer bedien. Kan jy jouself ook sien, nou waai vir die speel? Waai. Kom, waai. Wat maak hy? Ek kan jou sien, ja. Kyk daar so. Ja, maar ek kan jou sien. Kan jy van die Lionel sien? Ja, daar waai sien jy, kan jou sien. Ja. Jy kan wegkruip, nee. Maar jy sien, toe ek daai speel sien, toe kom daai woord op in my gees, soos in 'n speel heen te kyk met 'n onbedekte gesig, en dan verander te word van glory to glory, van heerlikheid na heerlikheid, na dieselfde beeld, as Jesus Christus wat die Gees is. Totdat jy nie openbaring kry wie in jou is en in wie jy is nie, gaan jy godsdienstige, vleeslike, geestelike lewe. But no, there's no power. There's no demonstration. Jy praat, maar jy demonstreer nie. En dis wat Paulus sê, toe hy tot wedergeboorte kom, en hy verstaan sy identiteit in Jesus Christus, hy verstaan nou, hy is 'n vyand van die kruis gewees, dis wie Paulus was. Hy die kerk vervolg, hy bygestaan toe Stefanus gestenig is. Hy is 'n vervolger van die kerk gewees, maar toe hy by die kruis kom op die Damaskuspad, en hy kom tot wedergeboorte, en hy word weggevat vir 3 jaar in Arabië, en hy word deur die Gees van God geonderrig. Toe kom hy daarvandaan terug, en hy sê vir die gemeente van Korintië, ek
kom nie na julle toe met oorredende woorde van menslike wysheid nie. Kind van God, ek wil hê jy moet hoor, wanneer jy jou identiteit in Jesus Christus verstaan, die herstel in hom en hy in jou, nou, as jy dit verstaan, hoef jy die mense nie te oortuig nie. Of hulle te oorreed nie. Paulus sê, ek kom nie na julle toe met oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar van 'n betoning van krag. En totdat u en ek en die mensdom nie die vrug van die kruis van herstel met dieselfde beeld nie. Wanneer jy na die spieël kyk en jy hou aan om net 'n breinman te sien, het jy moeilikheid. Ernstig. As jy in die spieël kyk en jy sien net 'n wit vrou, jy het moeilikheid. You need to see Christ in you. En wanneer jy daai openbaring kry, Christus in my en ek in hom. Luister mooi. Dis wanneer ons begin God se woord te bewaar. Amen. Amen. Mag jy die woord soos 'n tweesnydende swaard in jou gees val. Want dit is nie woorde van veroordeling nie, as 'n woord wat skerp is. Hy moet skeiding bring tussen jou gees en jou siel, merg en been, die oorlegginge van jou hart. Hy moet skeiding bring tussen die ou mens en die nuwe mens. Mag hierdie woord lewend word, kragtig word. Selker bly is. We nou nie gaan preek Woensdag nie. Dat mense praat. Vra. Dat hulle praat met jou. Dat jy kan hoor of jy die woord. Jy sien kind van God. Jy kan maar maak wat jy wil. If your spirit filled, born again, mense kan nie vir jou meer lieg nie. Hulle dink hulle kan jou vat vir 'n ride. Maar jy sien, as 'n tyd wat gaan aankom, dat die manne van God, hierdie ouens wat nie ernstig is nie, God moet hulle red. Blindheid, doofheid hulle slaan. Sê nee, dis nie God nie, dis jou Bybel. Paulus gee hulle liggame oor vir Satan. But you and I need to take up godly authority over all demons. Over all demons. And then we need to proclaim and minister the gospel of the kingdom of God, and that is Jesus Christ. Mag die Here vir jou help, jou genadig wees. Amen, dankie. Okay. Ek wil net vir ons YouTube kykers sê baie dankie vir julle terugvoering. Baie dankie ook vir my konings, my vennote wat in hierdie bediening saai en hierdie bediening glo. Hierdie bediening hulle sinne gemaak het, finansiëel. Ek staan verstom hoe God buite mense gebruik, ons eie mense, hulle eer God nie met hulle offers en tiendes nie. Ek staan verstom en sê, Here, have mercy. Have mercy. Jy sien, want wanneer jy die herstel in Christus is, jy agterkom, maar mooi enough is in jou. Jy het meer as genoeg. Dan skryk jy nie vir 15,000 nie. Dan skryk jy nie vir 100,000 nie.
Dan sing jy, My God is bigger than 15,000. Amen. Amen. Maar jy sien, die 15,000 moet begin manifesteer in jou lewe. Daai 100,000 moet begin manifesteer in jou lewe. Nie die oorval nie. Moet jou vrymaak van armoede. God bless you, love you. Baie dankie YouTube kykers.